Goeiemôre en baie welkom by Monument Park se aanlyn erediens en dankie dat jy vanoggend saam luister. Uit sy kinderjare is daar een herinnering wat veral uitstaan. Eli Waisel onthou hoe hy as 'n jong seun elke dag skool toe gegaan het en weer huis toe gekom het en sy ma het hom elke dag ingewag en keer op keer net hierdie een ding gevra. Nie hoe was jou dag of wat het jy geleer of hoe dit gegaan nie, nee. Sy sou vra, het jy vandag 'n goeie vraag gevra? Wat 'n fascinerende manier om te lewe. Ek wonder hoe klink ons vrae aan die einde van hierdie jaar. En wat sal jy vir God wil vra? Hoe kom Jesus in hierdie tyd na ons wêreld toe en hoe ontvang ons hom in 2020? Dis dinge waaroor ons vanoggend gaan saam dink. Maar ek wil jou eers nooi om saam met my stil te word vir 'n paar oomblikke in gebed. Here, aan die begin van 'n nuwe week en aan die einde van 'n ou jaar is U steeds hier. Soms was U teenwoordigheid helder en duidelik en ander kere was dit weggesteek en was dit moeilik om te verstaan waar U is. Maak U self in hierdie tyd weer opnuut sigbaar in ons lewens en Here, help ons om U met oop arms te ontvang. Amen. Kersfees is gevul met tradisies en baie gewoontes. Ons familie kuier gewoonlik op Ou Kersaand en Kersdag saam. Ou Kersaand is geskenke tyd en ons lees die geboorteverhaal van Jesus en Kersdag is die tyd vir saam kerk toe gaan vir meer tradisionele kos en gewoonlik is dit net 'n heerlike familiekuier. Hierdie jaar sal dit anders wees, soos vir soveel ander families en mense. Want ons het nou 2 leeplekke aan ons Kersfeestafel. Ons kinders moes 'n goeie vraag gaan vra. Hoe gaan ons hierdie Kersfees vier sonder pa en sonder ma, maar steeds met betekenis? En skielik besef 'n mens hoe belangrik tradisies is, want dit skep herinneringe, dit verbind jou aan die verlede en dit laat jou onthou. Op 'n manier gee dit vir jou 'n gevoel van sekuriteit. Dis hoe ons Kersfees vier en dis hoe ons dit weer gaan doen. En daai gevoel van sekere dinge bly dieselfde, al was 2020 vol konstante verandering en onsekerheid. Maar weet jy, net so goed as wat tradisies is en kan wees, kan dit ook 'n ander kant hê en selfs problematies wees. En ek dink hier is Kersfees weer eens 'n goeie voorbeeld. Dat die geboorteverhaal van Jesus so bekend is, dat dit ons kwaliek nog verras. Ons ken dit letterlik uit ons koppe uit. Die reis na Bethlehem, die probleem van blyplek, Jesus wat in 'n stal gebore word, die skaapwagters, die ster, die engele, die wyse manne, die kore. Ons hoor dit, ons sien dit soms in 'n Kersopvoering, maar ons raak selde nog verwonder daaroor. Stil verdwaas, opreg verras. En na Kersfees, dan is dit maar net weer tyd om die herinneringe aan Jesus se geboorte weg te bære, saam met die kersboom en die stringe liggies, en dan kan die lewe aangaan soos altyd. Ek wil jou nooi om vanoggend saam met my deur Lukas se oë na hierdie verhaal te kyk, Lukas 2, en ons gaan van vers 1 af lees. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. En ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Op die oog af is dit die Kersverhaal, presies soos wat ons dit ken. Lukas praat van 'n krib, doeke, herberg, iewers het die tradisie ingesluip dat Jesus in 'n stal gebore is. Dink maar net aan die talle kerskaartjies wat hierdie prentjie uitbeeld. Maar sien nou maar net vir 'n oomblik, dit het nie presies so gebeur nie. En dit is nie presies so dat Jesus in 'n stal gebore is nie, en Josef en Maria was ook nie aan hulle eie genade oorgelaat nie. Kan ons Kersfees vier sonder die stal? Het ons hierdie tradisie nodig en hoe verander dit aan die betekenis van Kersfees?
Want ons moet die volgende in gedagte hou wanneer ons die geboorteverhaal van Jesus probeer verstaan. En dit is die Midde-Oosterse verstaan van gasvryheid en familiebande, dat dit letterlik die gom was wat die gemeenskap aan mekaar gehou het en in mekaar ingebind het. En hulle sou nooit enigiets anders gedoen het, as om Josef en Maria met oop arms te ontvang in hulle eie huise nie. Die lewe het gegaan oor eer en skaamte, skande, en hulle sou enigiets doen om skande oor die familie te vermy, en dit sou 'n geweldige skande oor die dorp gebring het, as hulle nie na Josef en Maria omgesien het nie. Want Josef was deel van 'n koninklike familie. Hy was uit die geslag van Dawid. En hy moes eintlik net sê, ek is Josef, ek is die seun van Heli, seun van Matat, seun van Levi, en enige iemand sou hom ingeneem het in hulle huise. Nog 'n baie interessante ding is hoe die huise gelyk het. Die meeste huise in Palestina het 2 vertrekke gehad. Een vertrek was 'n klein gastekamer wat spesiaal bedoel was vir gaste en familie, en die ander vertrek was die familiekamer, die leefkamer. Daar het hulle gekook, geëet en ook geslaap. Hierdie familiekamer het gegrens aan 'n laer gedeelte van die huis, en die diere is nags ingebring na hierdie laer gedeelte toe, weens diefstal en koue, en dan kon hulle eet van die hooi of die voer van die diere, wat gewoonlik geplaas is in sulke diep trogte of gate in die grond. Diere is nie eintlik in buitegeboue aangehou nie. Dan praat Lukas baie spesifiek, gebruik hy spesifieke woorde as hy oor die herberg praat. En hy sê, daar was geen plek in die herberg nie, daar was nie spasie vir hulle in die herberg nie. Nou, in sy evangelie kry ons 2 verskillende woorde vir herberg. Die eerste een is, onthou julle die verhaal van die barmhartige Samaritaan, toe hy die gewonde man na die herberg toe gevat het om versorg te word. En daardie woord is 'n plek, wat 'n plek beskryf wat kommersieel is, jy betaal om te gaan bly. Die ander woord wat hy gebruik, kry ons ook in Lukas 22, kataluma. As Jesus die nagmaal instel die aand voor sy dood, dan sê hy vir hulle, gaan na die boonste verdieping van 'n huis. Dis 'n plek om oor te bly, kataluma, soos 'n gastekamer. Dis deel van 'n privaat huis, berei die nagmaal daarvoor. En Josef en Maria is hier ingeneem in 'n kataluma, privaat huis, want ons nie plek in die gastekamer nie. En hulle het saam met die familie, na alle waarskynlikheid in die leefvertrek gebly, en dis waar Jesus gebore is. Tradisioneel met die mans buite die huis, die vroue saam met die vroedvrou om te help. En vandaar is die baba in 'n voerbak met hooi gesit, of in die trogte in die grond, 'n algemene plek. En daar was hy onmiddellik deel van die familie se leefwêreld, en deel van die roetine van elke dag. Sluit dit nie net 'n nuwe betekenis oop nie. Dit laat dit anders klink as ons nou sê, Immanuel, God is met ons. Jesus het mens geword, nie iewers weggesteek in 'n stal tussen die diere, omdat die mense hulle nie een oor Josef en Maria ontferm het, en nie omgegee het vir hulle nie. Hy is ook nie iewers in 'n pragtige gastekamer gebore, met handdoeke netjies opgerol en alles perfek op hulle plek nie. Nee, hy kom in die wêreld in die middel van 'n huis, die leefvertrek, die hart van die huis, daar waar alles gebeur, in die geraas, en die geroesemoes, en die chaos, en die mekaar, en die besig wees van lewe. En hy word nie beskryf as 'n verworpe, uitgestote baba wat bejammer moet word nie. Hy is welkom. Hy is welkom in die huis, in die familie, en hy vra of ons hom ook sal verwelkom in ons lewens en in ons huise. Ek besef dat dit dalk baie is om in te neem vanmôre. Hierdie verstaan van die Bybelse teks en die historiese konteks trek eintlik so half 'n streep deur die verstaan van die Kersverhaal as die arme Josef en Maria wat geen plek gehad het nie, die arme Jesus wat in soveel ellende gebore is. Maar dit sou nie die laaste keer wees wat Jesus 'n streep deur iets trek nie. Hy het die tafels omgekeer in die tempel. Hy het die kenners van die Bybel vertel dat hulle eintlik nie veel weet van hulle Bybels nie. Hy het die vroomstes van die vroomstes vertel dat hulle eintlik verkeerd omlewe. En soos hulle almal, is dit nie maklik om afstand te doen van jou verstaan van dinge nie. Veral nie van jou spesifieke verstaan van geloof en die eeuoue Bybelverhale en idees waarmee jy groot geword het nie. Maar dit is eintlik presies wat ons nodig het.
wat ons almal nodig het. Want al die tradisies en gewoontes waaraan ons baie keer so styf vashou, help nie altyd nie. En dit gee ons nie altyd wat ons gehoop het dit ons sou gee nie. Want hoeveel mense leef nie met pyn uit die verlede, maar ons gewoontes en ons tradisies bring nie genesing nie. Ons leef met konflik in onsself en ons leef met konflik met ander. En die vrede van God bly ons ontwyk, want ons tradisies help ons nie. Ons wonder waarvoor ons lewe, het ons lewe betekenis, ons sukkel hiermee. Ons leef met wonde en verwondheid en ons smag na vergifnis en ons tradisies help ons nie altyd nie. Net soos Jesus 2000 jaar gelede in die middel van 'n familie, in 'n woonbuurt, in 'n land en in 'n geskiedenis ingebore is, het ons nodig dat hy weer in ons lewens ingebore moet word. Want die werklike wonder van Kersfees lê nie in die mooi tradisies en liggies en kerstafels nie. En dit lê ook nie alleen in die waarheid dat Jesus 2000 jaar gelede mens geword het in Bethlehem nie. Die werklike wonder is dat hy vandag weer opnuut in ons lewens kan inkom en 'n nuwe geboorte moontlik kan maak. Hy wil sy genesing, sy vrede en sy doel en sy vergifnis in ons lewens inbring. 'n Goeie vraag sou wees, hoe kan ons hom opnuut laat welkom voel? En waar moet ons hom terugnooi? So wil jy nie jou huis se deure oopmaak en plek maak vir Jesus, die wonder van sy menswording nie. Amen. Daar is ook geleentheid om vanoggend vir God dankie te sê met ons dankoffers. Ontvang die seën van die Here, God die Vader wat ons meer lief het as wat ons kan weet en ons gekies het as sy familie, seën ons. En Jesus wat ons meer lief het as wat ons ooit kan verstaan en wat homself vir ons gegee het, seën ons. En die Heilige Gees wat ons meer lief het as wat ons ooit kan ontvang en in wie se krag ons lewe, seën ons. Gaan in sy vrede. Amen.